Hartlik welkom. Ons skriflesing kom vanoggend uit Eksodus hoofstuk 16, waaruit ons saam met mekaar lees. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sin-woestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinaï lê. Dit was op die 15de van die tweede maand nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê: "As ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oor genoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn, om die hele volk van die honger te laat omkom." Toe het die Here vir Moses gesê: "Let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos in die hemel laat reën. Dan moet die hele volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel." Toe sê Moses en Aaron vir al die Israeliete: "Vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egipte bevry het, en môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle teen hom verset. Dat julle teen ons verset is niks nie." Verder het Moses gesê: "As die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend oorgenoeg kos om te eet, sal julle besef dat hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle verset het." Moses het toe vir Aaron gesê: "Beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk." Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestynse kant toe om, en toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. En die Here sê toe vir Moses: "Ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle, teen skemeraand sal julle genoeg vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is." Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp volgesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: "Wat is dit die?" Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle: "Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gaan maak dit bymekaar volgens elke gesin se behoefte, 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent." Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander 'n bietjie, en toe hulle dit met 'n maatemmer afmeet, het dit met baie nie te veel nie, en die met baie 'n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaar gemaak. Moses het toe vir hulle gesê: "Niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie." Maar hulle het nie vir Moses geluister nie. Party van hulle het daarvan tot die volgende oggend laat oorstaan, maar daar het miet ingekom en dit het gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. Hulle het dit vroeg elke oggend bymekaar gemaak, volgens elkeen se behoefte, maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt. Die Israeliete het die kos manna genoem. Dit was wit soos koriandersaad en het soos heuningkoek gesmaak. Moses het ook nog gesê: "Die Here het beveel, 'n volle 2 liter manna moet vir die nageslag bewaar word, sodat hulle die kos kan sien wat ek julle in die woestyn gegee het, nadat ek julle uit Egipte bevry het." Moses sê toe vir Aaron: "Vat 'n kruik en gooi 2 liter se manna daarin, sit dit dan voor die Here neer, sodat dit vir die nageslag veilig bewaar kan word." Aaron het dit voor die getuienis neergesit om dit in bewaring te hou, soos die Here vir Moses beveel het. Die Israeliete het 40 jaar lang manna geëet en hulle het dit geëet totdat hulle
die bewoonde gebied bereik het, tot hulle by die grens van Kanaan gekom het. Ons lees net tot sover. So, ons is besig om met hierdie reeks te reis deur die groter storie van die Ou Testament. En ons het begin in Genesis 12, ons het gehoor Abraham sê migreer. God roep hom om te trek na 'n land wat hy aan hom sal aanwys. Want God het aan hom 3 beloftes gegee. Abraham, aan jou gee ek 'n nageslag, in jou en jou nageslag 'n land, en in jou sal al die nasies van die aarde geseën wees. En ons het so ver in die skoene van die geloofshelde gesien dat dis ook mense wat twyfel. Dis ook mense wat worstel met God. Dis ook mense wat heel dikwels oorweldig word of moedeloos voel, hul eie planne maak of onreg verduur. Maar ons het gesien dat God gee nie op hulle nie. God bly getrou. Hy is die God wat sy beloftes onthou. Hy is 'n God wat betrokke is. Hy is 'n God wat hulle ken en hy is 'n God wat kan beskik en hy is 'n God wat genadig is. En vanoggend op die reis van die grondpad van die geloof ontmoet ons weer die Israeliete, waar hulle bekommerd is oor waar sal hulle kos vandaan kom. In vers 1 het ons gelees, nadat hulle Elim verlaat het die hele volk Israel in die Sin-woestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinaï lê. Dit was op die 15de van die 12de maand nadat hulle uit Egipte getrek het. Met ander woorde, ons onthou hoe God hulle hulpgeroep gehoor het. En hy het vir Moses gestuur om hulle te bevry waar hulle slawe was daar in Egipte. En nou het hulle getrek. Hulle is al 'n jaar op reis, 'n jaar weg uit Egipte. En hier ontmoet ons hulle in die Sin-woestyn. Maar nou gebeur hier iets interessant. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. Hoor jy nie jouself dalk ook hier praat nie? Hoe dikwels gebeur dit nie met my en jou dat ek smeek God vir 'n uitkoms, en wanneer die uitkoms bring, dan kla ek daaroor, dan vergeet ek dit vinnig, en dan vertwyfel ek myself maar weer. Wanneer die Israeliete hier praat, dan hoor ek iets van my eie stem, want ek weet hoe maklik dit met my kan gebeur, dat ek God kan smeek vir 'n uitkoms. Maar dan, wanneer hy dit bring, kla ek weer, vergeet ek vinnig, of twyfel ek. Nou lees ons verder. Nou het julle ons laat wegtrek, tot in hierdie woestyn, om van die hele volk van die honger te laat omkom, sê die Israeliete. Maar toe sê die Here vir Moses, let nou mooi op. Kyk mooi. Hulle twyfel dat God getrou is, om aan hulle die belofte waar te maak, en nou sê hulle dat hulle sal eerder van die honger sterf. God het aan hulle beloof, ek laat julle hier wegtrek, want ek gee aan julle hierdie land. En God het hulle bevry. Hulle het om hulp geroep. God het hulle hulpgeroep gehoor. Hy het hulle bevry. En toe, wat gebeur? Nou trek hulle. Maar nou sê hulle, as ons maar liewer net daar omgekom het, want nou het ons hierheen getrek, net sodat ons hier kan omkom van die honger. Hulle het vergeet van God se belofte. Hulle het vergeet dat God getrou bly aan sy belofte. En nou, kom ons kyk wat gebeur. Verander die feit dat hulle vergeet het van God se belofte, God se getrouheid? Nee. Want ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën, dan moet die volk elke dag gaan optel en die dag se voorraad optel. Ek sal toets of hulle my opdrag nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Jy sien, hulle is bekommerd. Hulle vergeet dat God het hulle 'n jaar terug bevry uit Egipte. Vir die afgelope jaar sorg hy al vir hulle, maar dit is asof hulle dit vergeet. En nou kom bevestig God, maar ek sal vir julle kos gee. Maar let op, hoe doen hy dit? Hy gee nie een keer vir hulle die volle 40 jaar se voorraad nie.
Hy gee vir hulle daagliks dit wat hulle nodig het. Hy gee dit daagliks en dan tel hulle dit daagliks op. Bewus daarvan dat God dit vir hulle gegee het. Maar toe sê Moses en Aaron vir Israeliete, vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egipte bevry het, en môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle teen hom verset het. Kan dit nie maklik gebeur dat ek en jy ook onsself teen die Here verset? Wanneer God se voorsiening dalk anders lyk, miskien anders werk, as 'n idee wat ons gehad het hoe hy moet voorsien nie. Want eerste sien ons die patroon. Hulle moet onthou dat dit die Here is wat hulle uit Egipte bevry het. En as hulle dit vanaand onthou, môreoggend sal hulle sien hoe die Here steeds vir hulle sorg. Maar ek en jy kan maklik dieselfde pad loop, om onsself te verset, om te sê, Here, maar u voorsiening lyk dan anders, of werk anders, as my voorstelling daarvan. En ons sien egter, maar God bly getrou. In vers 11, die Here sê toe vir Moses, ek het die verset van Israeliete opgemerk, sê vir hulle, teen skemeraand sal julle vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. Hoor jy die refrein? Die eerste belangrike saak hier is om te onthou dat die Here God is, dat hy die een is wat hulle bevry het. En wanneer hulle dit onthou, voorsien hy vir hulle wat hulle nodig het, om dan op daardie dag, op daardie oomblik te eet. Jy sien, ek en jy dien nie God omdat ek iets wil kry, of omdat daar iets in is vir my nie. Ek dien God omdat hy God is, om te onthou wie hy is. En dan, wanneer ek dit reeds doen, ongeag, vertrou ek op hom dat hy in staat is om vir my te sorg, en dat hy weet wat ek nodig het, en dat hy vir my sal gee dit wat ek nodig het. Teen skemeraand se kant het daar kwartels aangevlieg gekom, en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met vlokkies soos ryp. Jy sien, God weet presies wat hulle nodig het. En hy voorsien dit daagliks. Nie te veel nie, presies dit wat hulle nodig het, wanneer hulle dit nodig het, voorsien God. Vers 15. Toe die Israeliete dit sien, vra hulle vir mekaar, maar wat is dit want hulle het nie geweet nie. Maar Moses sê vir hulle, dis die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Dit kan gebeur dat ek nie mooi verstaan hoe God voorsien nie. Dat ek nie raak sien hoe hy voorsien nie. Omdat ek dalk so vasgevang kan raak in my eie vertwyfeling, dat ek kan miskyk hoe God presies weet wat ek nodig het en wanneer ek nodig het, en hoe hy dit aan my voorsien. Die Here het beveel, gaan maak by mekaar, volgens elke gesin se behoefte. En die Israeliete het dit toe gaan optel. So, nou sien ons hier, alhoewel God voorsien, daagliks in hulle behoefte, moes hulle dit steeds gaan optel het. Dit het nie net in hulle borde vergeland, dat elke een sy bord uitgehou het, en die manna het net daarin verskyn nie. Nee, God het voorsien, maar hulle moes steeds daarop gereageer het. Hulle moes daarmee saamgewerk het, om dit dan op te tel, dit wat God voorsien. Al vertrou ek daarop, dat God vir my sorg, gaan dit nooit beteken in my lewe dat ek maar net agteroor sit, want God sorg mos vir my nie. Nee, omdat God vir my sorg, gaan ek vra, maar hoe gaan ek nou reageer? Hoe gaan ek met daardie sorg dan handel? Maar Moses sê toe vir hulle, niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie, maar hulle het nie geluister nie. Party daarvan het juist daarvan laat oorstaan. Voor jy nou te maklik die Israeliete oordeel, maak ek en jy dalk nie ook so nie. Want ons dink dalk by onsself, nee, dalk voorsien God nie vir môre weer nie. So ek moet nou my eie planne maak om vir myself te voorsien, al gaan dit lynreg in teen God se instruksie, gaan ek liewer my eie plan vertrou as om God te vertrou.
Waarom vertrou ek nie dat God in staat is om daagliks vir my te sorg, om daagliks vir my te voorsien wat ek nodig het nie? Die Israeliete het die kos manna genoem, want dit was wit soos koriandersraad en het gesmaak soos heuningkoek. Maar die Here het beveel dat daar 'n 2 liter manna bewaar moet word vir die nageslag, sodat hulle kan sien wat julle in die woestyn geëet, nadat ek julle bevry het. Hoor jy weer dieselfde refrein? Ek stuur jou God, die een wat jou bevry het uit Egipte uit. En nadat ek jou bevry het, sorg ek vir jou. Hoe? Deur manna. So nou kry hulle die opdrag om hierdie manna te bewaar. Want jy sien, 'n mens kan maklik vergeet. 'n Mens kan maklik vergeet wie die Here is. Jy kan vergeet hoe hy sorg. Maar die manna wat hulle dan bewaar, sal die teken wees. Vir die wat wou twyfel, sal dit bevestig. God onthou sy beloftes. En 'n bottel manna word 'n bottel van 'n sigbare teken van geloof. Sou ons kon waag om te praat van gebottelde geloof. Want jy sien, Aaron het die getuies neergesit om dit in bewaring te hou, soos die Here hulle beveel het. En hulle het 40 jaar lank van die manna geëet, totdat hulle 'n bewoonde gebied bereik het, en hulle by die grens van Kanaan gekom het. Jy sien, God is getrou. Hy laat hulle nie omkom in die woestyn nie, soos hulle beweer het nie, maar hy is so getrou om vir 40 jaar lank elke dag vir hulle te voorsien wat hulle nodig gehad het. As ek dink aan my eie lewe, word dit vir my eintlik op 'n manier makliker om God te vertrou wat ek nodig het. Wat jy sien, hoe langer ek die geloofspad saam met die Here stap, kan ek terugkyk en kan ek sê, maar ek het ervaar hoe die Here alreeds vir my voorsien het. En wanneer ek dan weer in 'n moeilike situasie kom, wanneer ek weer in 'n uitdagende tyd in my lewe is, dan kan ek terugkyk en sê, maar die Here het voorsien. En daarom kan ek weer op hom vertrou, dat hy vir my weer gaan voorsien, dat hy weer vir my 'n uitkoms gaan bring. Maar ek wil dit vanoggend vir jou anker aan die beeld wat die Onse Vader gebed ons gee. Die taal wat die Onse Vader gebed vir ons leer. Eers onthou, dan vertrou. Want die Onse Vader gebed help ons om eers te onthou wie God is, en dan te vertrou op hom vir wat ek nodig het. As ek eers onthou wie God is, dan onthou ek dat hy is die heilige God. Hy is die een wat sy koninkryk het en sy wil moet geskied. Dit is wat eerste prioriteit geniet. Eers onthou ek wie God is. Dan vertrou ek op hom, dat hy vir my sal gee wat ek nodig het, dat hy my sal beskerm, en dat hy my sal vergewe. Dieselfde refrein wat ons ook by die Israeliete gehoor het. Eers moet hulle onthou dat die Here hulle God is wat hulle bevry het, en dan vertrou hulle op hom vir wat hulle op daardie dag nodig het. En iets van dieselfde refrein hoor ek weer klink in die Onse Vader gebed, dat ek eers onthou wie God is, en wanneer ek onthou, kan ek op hom vertrou, dat hy vir my sal gee wat ek nodig het. Maar jy sien, dit is waar stilte tyd my dan help om dit daagliks vas te maak. Want as ek daagliks stilte tyd hou, dan onthou ek daagliks wie is die Here. Ek kyk in die teksgedeelte wat ek lees en vra maar, wie is die Here? Ek onthou dan maar, wie is ek dan in die Here? Wat is my identiteit in hom? En dan sê ek, Here, as ek onthou wie U is, as ek onthou wie ek in U is, dan kan ek op U vertrou vir vandag, dat U my weer gaan help. Omdat U God is. So vriende, wat kan jy saamneem vanoggend? Ek wil jou weer vanoggend daarop wys, dat God sy beloftes onthou en daarvolgens handel met mense. Ek wil jou daarin herinner dat God mense se swaar kry, sien, hulpgeroep hoor en in detail betrokke is by mense se lewe, ook in joune. Ek wil jou daarin kom herinner dat God aan die werk is, selfs al lyk sy voorsiening anders as wat jy dit voorstel.
Ek wil jou daaraan kom herinner dat God die God is wat in staat is om daagliks te sorg en te voorsien in wat ek nodig het. Beteken dit ek hoef glad nie finansiëel te beplan nie? Geensins nie. Ek moet verseker finansiëel beplan. Maar my vertroue is nie in my eie vermoë om finansiëel vir my te voorsien nie. My vertroue is eerste in God se vermoë om vir my te voorsien, sy getrouheid, maar dan handel ek ook met kundigheid om dit verantwoordelik te bestuur. Jy sien, soms neem geloof my en jou op grondpaaie, maar wat ek op hierdie grondpad van die geloof sien, waarop die Israeliete daar in die woestyn gewandel het, is dat God saam met hulle is, dat hy in staat is om te voorsien. En daarom wil ek dit waag, om vandag saam met jou my vertroue steeds in hom te plaas. Amen.